En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene, soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo en verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle vir hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ons is in Jesus Stories deel 71, en ons praat oor Jesus, want 'n kerk se die hoofdoel is om mense aan Jesus voor te stel, dat hy hulle sal red, en dat hulle sy volgelinge kan word. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Jou redding en jou ken van God is sinoniem met mekaar. En hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. En hy het net gesê wat die Vader gesê het, en hy het net gedoen wat die Vader gedoen het. Hy was nie hier vir homself nie. Hy was hier om my en jou voor te stel aan God die Vader. Hy het geleef vir God se heerlikheid. Wat vir my en jou sê, hoe lyk 'n Christen se lewe? Ons leef vir God se heerlikheid, nie vir ons eie nie. Terwyl ek hierdie gedeelte voorberei het hierdie week, het ek besluit ek gaan hierdie vraag vir ons almal vra vanoggend. Wat maak jou angstig? En moenie vanoggend by my kom met ek is nie 'n angstige mens nie. Daar's nie so iets soos daar is nie 'n angstige mens nie. Wees eerlik met jouself, anders gaan hierdie boodskap vanoggend vir jou niks beteken nie. Angstigheid se definisie is 'n aanhoudende, konstante stres, bekommernis, vrees, senuweeagtigheid wat in die agtergrond van jou lewe teenwoordig is. Is altyd daar. Jy kyk die nuus, dan voel jy so 'n bietjie meer angstig. Jy bel jou ma, dan het jy hartklopings. Jy laai jou kind by die skool af en het iemand iets gesê, dan moet iemand jou kalmeer. Ja, jy kan kwaad wees, maar jy in die agterkant word jy gevoer deur vrees of angstigheid. Die ding wat ons angstig maak is die verlede, die hede en die toekoms. Wat gebeur het, dalk gaan dit weer gebeur, wat nou besig is om te gebeur, en wat nog kom, wat jy nie oor beheer het nie, en dis waar die probleem lê. Ons raak al hoe meer angstig en vreesagtig as ons buite beheer voel, en die feit van die saak bly, jy was nog nooit in beheer nie, en jy sal nooit wees nie, want 'n mens is nie in beheer nie. Beheer is 'n illusie. Ons verbeel onsself, ons kan in beheer wees. En sê vanoggend vir my sê, Hannes, ek is nie angstig nie, dan moet ons dadelik teruggaan en sê, okay, hoe lyk jou selfbeheersing? Want dis die eerste een wat knak, onder angstigheid en vrees. Ons gryp na goed wat ons sal laat beter voel. Alkohol, pille, slaap, kos, seks. Dis die goed waarna ons gryp om beter te voel, juis as gevolg van daai konstante teenwoordigheid in die agtergrond van my lewe. Angstigheid is almal se deel. En dis in hierdie storie baie duidelik. En die Here, Jesus Christus self, het dit aangespreek in hierdie storie. Ons almal ly daaraan. Van tyd tot tyd is dit sterker, ander tye is dit minder. Maar die feit van die saak bly dis daar. En dit gebeur die meeste van die tyd as ons buite beheer voel. Dis hoekom dit so lekker is om op vakansie te gaan. Want vir 'n rukkie kan ek besluit om aan niks te dink nie. En as daar nie selfoon sein is nie, en jy is vir 2 weke weg, dan daag jy terug by die huis op met die idee van die wêreld het verander. Totdat jy die voordeur oopsluit. Dan is jy weer terug. So wat maak 'n mens hiermee? Wat maak jy met angstigheid? Wat maak jy met hierdie vrees?
Jesus het dit aangespreek en hy is nogal baie prakties in hierdie gedeelte waar hy aan sy disippels verskyn het, net nadat hy uit die dood uit opgestaan het. Die storie se naam is die verskyning van Jesus aan die apostels. Nou, net om vinnig konteks te gee, as jy nou nie Paasnaweek hier was nie, die reeks is klaar op YouTube, het ons gepraat oor Jesus se martelende kruisdood, en ons het gepraat oor ons het nagmaal gehou eers die donderdag aand, en toe die Vrydag sy martelende kruisdood, en Sondag sy opstanding, en die eerste belewenis met sy opstanding. En nou is ons by die eerste dag van die week, die aand, die dag wat hy opgestaan het, die eerste dag van die week. Onthou, die Jode het die eerste dag van die week gesien as 'n Sondag. Nou vir een of ander rede is daar baie deemekaarigheid rondom hierdie ding. Mense dink 'n Sondag is Sabbat. Dit was nog nooit nie, sal ook nooit wees nie. 'n Sabbat in die Joodse tradisie is Vrydag aand 6:00, is Vrydag aand wanneer die son sak, tot Saterdag aand wanneer die son sak. Dis 'n Sabbat. 'n Sondag is nog nooit 'n Sabbat gewees nie. 'n Sondag is die eerste dag van die week, volgens die Joodse tradisie. En as jy die boek van Handelinge gaan lees, het die kerk bymekaar gekom, die heel eerste kerk op die eerste dag van die week. En dis hoekom ons tot vandag toe nog op die eerste dag van die week bymekaar kom. Die eerste dag van die week is die dag waarop Jesus opgestaan het. En dis hoekom ons hier is. Dis die eerste dag van die week. So, die storie skop af by Jesus wat nog nie aan sy disippels verskyn het nie. En jy moet jouself in hierdie storie inleef. Hulle het vir 3 jaar elke dag agter hom aangeloop, gesien wat hy gedoen het. Almal het geweet hulle is saam met Jesus. Almal het hulle al herken. Hulle het self, Jesus het hulle uitgestuur en gesê, gaan doen wonderwerke. Hulle het self wonderwerke gedoen, self die evangelie gepreek en met mense gepraat. Ek bedoel, hierdie ouens het met breë borste rondgeloop. Ons ken vir Jesus. Niemand was al soos hy op hierdie aardbol nie. Daar gaan dit nooit weer so iemand wees nie. En ons drink koffie saam. En almal het dit geweet. Breë bors, hier gat ons. En ewe skielik word hy wreed vermoor. Kan jy jouself indink in wat se emosionele toestand hierdie ouens is? Waar is hulle in hulle gemoed? Hulle is net as gevolg van hulle assosiasie in die moeilikheid. Hulle vrees vir hulle lewens. Die Jode het dit sopas reg gekry. Om die ou wat almal gesond maak en voer, met die grootste wysheid te leer, het hulle reg gekry om dood te maak. Wat is die kans dat daar vir hulle iets oor is? As hulle gevang geword, is dit dieselfde eiland. So hulle kruip weg. Almal 10 van hulle. Ons gaan nou sien hoekom net 10. 10 van hulle kruip weg, van Jesus se oorspronklike 12. Die ander ou het homself gehang. Daar's 11 oor, maar 10 van hulle is in een vertrek. Hulle kruip weg agter gesluite deure, met 'n vrees in hulle binnekant van enige tyd nou, kan iemand hierdie deur afskop en die grootste tragedie kan gebeur, kan hier tot in die straat gesleep word en 'n klomp Jode kan klippe optel. Of hulle kan my ook tot voor Pilatus sleep en hulle kan my doodgooi met klippe. Hulle kan my kop afkap en baie van hulle is so dood of gekruisig, onderste bo gekruisig. Hulle leef met hierdie angs en hierdie vrees in hulle. Daar is nie 'n kategorie vir lewe na die dood nie. Nie in hulle koppe nie. Nou moet jy weet, daar is al 2 groeperings mense. Die 2 Maria's en Salome, wat by die graf was die sonnagoggend, het al vir hulle gesê hy leef. Petrus en Johannes het gehardloop om te gaan kyk, gesien is weg, maar hulle kon nie in hulle kop 'n kategorie kry vir hy leef nie. Hulle het gewonder oor hoe sy liggaam gesteel, en die Jode het klaar die roemer begin versprei van, luister, hulle het sy liggaam gesteel, hy leef nie. Hulle vertel daai storie oor tot vandag toe nog. Hulle kon nie, daar was nie 'n afdeling vir hulle in hulle kop dat hy kan leef nie. Hulle het dit nie begryp nie. En toe verskyn nog 2 ander disippels wat nie deel van die 12 was nie, wat ook Jesus in lewende lywe gesien het na hulle toe gaan en vir hulle gesê, luister, ons het hom ook gesien. Hy leef. Maar dit kon nie vir hulle insink nie. Dit kon net nie vir hulle insink nie. Ons het dieselfde probleem. Ons het baie keer dieselfde probleem. Ons kan nie 'n konsep begryp nie, wat ons dink met ons menslike breine. Daar is nie vir ons 'n kategorie daarvoor nie. En dis waar ons storie wegspring. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, sonnig aand, Jesus het die oggend met sonsopkoms opgestaan, sonsondergangs. Toe besluit hy, nou is dit 'n goeie tyd, waar hierdie ouens almal doodbenoud en bang is vir 'n tragedie, om net ewe skielik in die middel waar hulle sit, net op te daag, lewende lywe. So, dink jouself net in die spanning. Jy sit in jou huis, jy's doodbenoud en bang. How's dit? Hier's ek. Ewe skielik.
Hoe gaan jy reageer? Ek kan my altyd self doodlag vir hierdie video's op TikTok, wat ander mense skrik maak. Eerste dag van die week en die deure van die disippels vergader, hulle uit vrees uit vir die Jode. Hulle het rede gehad om bang te wees. Luister, ons lees baie keer hierdie stories, dan dink ons, hoe onnoosel was hierdie ouens? Asof jy beter sou gedoen het. Kan jy jouself indink, jy sit in jou huis, jy is bang. Iets so pas goed gebeur wat jy glad nie verwag het nie. Jou hele lewe is uitmekaar geskit, as gevolg van wat gebeur het, as gevolg van heiliglik besig is om te gebeur. En hoe gaan ek môre by hierdie deur uitstap en water gaan drink en nie bang wees nie? Vergader uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan. En luister na sy eerste woorde. Vrede vir julle. Dis nie snaaks nie, Jesus, al sê jy dit. Vrede vir julle. Jy's dood. Ons het gesien. Ons het gesien hoe sy aan 'n kruis vasgeslaan. Ons het gesien hoe hulle jou gemartel. En hy sê vrede vir julle. Want dis wat Jesus kom doen het. Sy hele missie is om vir ons vrede te gee in hierdie wêreld, ten spyte van hoe dreigend dit is. Dit beteken nie, alles gaan reg wees van nou af nie. Dit was nie vir die disipel alles reg van daai dag af nie. Inteendeel, hulle is wreed dood. Dis nie wat Jesus bedoel het. Dit gaan nou van nou af altyd fisies met jou goed gaan en jy gaan vol vrede wees nie. Daai noem ons die prosperity gospel. Dis nie in die Bybel nie. Vrede vir julle beteken, jy het niks meer om te vrees nie, ten spyte van waar jou lewe heiliglik is. Wat met jou gebeur het, wat nou met jou gebeur en wat gaan met jou gebeur. Jy het nou vrede, jy hoef nie eens meer bang te wees vir die dood nie. Dis wat Jesus vir hulle sê. Maar hulle besef nie wat hy sê nie. Hulle weet nie waarvan hy praat nie. Hulle begryp nie daai woorde nie. Want dis wat God vir die mens kom doen het. Om vir ons vrede te bring ten spyte van hierdie stikkende wêreld, ten spyte van die siekte en die seer wat ons beleef. Toe het hulle verskrik en baie bang geword. Dit het presies die teenoorgestelde effek op hulle gehad. En gemeen dat hulle 'n gees sien. Dit klink amper soos die storie waar Jesus op die water geloop het en hulle het 'n spook gesien en van benoudheid hulle self amper vuil gemaak. Dis nie dieselfde woord nie. Spook was baie vergelyk met 'n demoon. Hierso is die woordjie pneuma in die Grieks wat beteken 'n asem. En hulle was goed bekend hiermee, want hulle het geweet daar is sulke goed soos geeste. Maar nou verskyn hy aan ons in gees. Wat gaan nou aan? Nou moet jy weet, as 'n gees opdaag, dan kan een van 3 goeters gebeur. Die eerste ding wat kan gebeur is, dis 'n tekens van gevaar. Die tweede ding is, hier kom veroordeling. Nou het ons moeilikheid. As enige iemand ooit uit die doodheid teruggekom het hulle geglo, is hy hier om te kom wraak neem. Of die laaste ene, hy gaan ons mislei. So, hulle is nie opgewonde oor Jesus se teenwoordigheid nie. Hulle is inteendeel alsbehalwe die teenoorgestelde. Kom ons gaan net dieper in hierdie angs en senuweeagtigheid en vrees in. Hulle het nie 'n kategorie in hulle kop gehad vir, hier staan hy weer fisies voor ons nie. Hy's weer 'n realiteit nie. Hulle kon dit net nie insien nie. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle hart op? Nou wat gebeur met my en jou as ons iets nie verstaan nie? As ons iets nie begryp nie. Jy sien dit baie keer met die mense wat gevorderd is in ouderdom. Soos, ek wil nou nie name noem nie, want dan is ek weer dik in die moeilikheid. Mense wat gevorderd is in ouderdom, soos kom ons sê, ouer as 110. As hulle met hulle selfone besig is, dan moet jy nou vir hulle verduidelik hoe om WhatsApp oop te maak. Nee? Want, nee, ek kry nie hierdie reg nie. Het jy dit al gesien? Hoe jonger jy is, hoe meer elasties is jou brein, hoe ouer jy word, hoe meer hard word jou brein, kan ons dit maar so sê. Dis asof dit so moeilik vir jou is om sekere konsepte te begryp en te verstaan. Dis makliker om 'n nuwe taal aan te leer as jy jonk is, dit raak al hoe moeiliker hoe ouer jy raak. Dis asof Jesus nie deur hierdie kon breek om vir hulle te wys, hier's iets nie. En wat gebeur wanneer ek en jy daai blank slaan, of ons raak op daai onsekere plek, ons weet nie hoe dit werk nie. Ag man, ek stel nie belang nie. Ek wil nie meer weet nie.
Nee, dis nie my werk nie. Iemand anders gaan dit doen. Nee, ek is nie 'n spesialis nie. Sorry, ek was my hande in onskuld. Ek stap weg. Dis gewoonlik my en jou reaksie. Wanneer ons iets nie begryp of verstaan nie. Ek verskoon myself. Dis 'n krisis. Want jy gaan in jou onkunde doodgaan. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, het Jesus self gesê. Dis 'n probleem, en dis hoekom hy hierdie vraag vra. Hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld, en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Jy het nie 'n kategorie om te verstaan wat voor jou gebeur nie, nou verval jy net verder in angs, jy wil wegkom, jy kan nie hierdie hanteer nie. Kom ons gaan presies soontoe. Kom ons gee aandag hieraan. Kom ons raak nuuskierig, met ander woorde, sê Jesus vir hulle. Kom ons fokus op hierdie krisis in jou lewe. Ek sê altyd, as jy nie stilte tyd hou nie, weet ek nie hoe doen jy jou lewe elke dag nie. Ek het geen klou nie. Hoe hanteer jy angs en vrees en stres? As jy nie een keer 'n dag herinner word, ten minste een keer 'n dag herinner word, dat hy is in beheer en hy is by jou. En hy stap die pad saam met jou. Nee. En jy gaan net bietjie in en dink, hoekom voel ek soos ek voel? Ek dink as ons daai oefening elke dag van ons lewe doen, sal ons selfbeheersing begin beter raak in ons lewe ook. Daar's geen manier dat jy net deur jou lewe kan sweef en dink, ek sal dit maak nie. En jy dink, dit het geen effek op jou nie. Die lewe het net daai effek op ons. Jesus sê, gaan af direk na die krisis toe. Dis hoekom ek die vraag gevra het. Dis wat Jesus hier vra. Wat maak jou so angstig? Wat maak jou bang? Identifiseer dit, sê dit vir hom. Gee aandag daaraan in jou lewe. Hy sê toe vir hulle, nou gaan hy hulle help. Kyk hoe nice is hy. Want dis wat die Here vir my en jou doen. Hy help hulle. Hy sê, kyk na my hande en my voete, en hy wys dit vir hulle. Want dis ek self. Kyk, hier is die spykers deur. Voel in my, kyk. Want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. So hy sê vir hulle, ek is nie om julle te veroordeel nie, ek is nie om julle te mislei nie, ek is nie hier vir een of ander wraak wat moet geneem word nie, ek is fisies uit die dood uit opgestaan, in 'n verheerlikte liggaam, wat nie een van ons 'n idee het hoe dit lyk nie, die disippels het dit eerstehands gesien. Hy sê, ek is fisies hier, ek is 'n realiteit. Partykeer leef ons in ons Christendom met hierdie idee dat God is daar iewers. Dis meer 'n gevoel, dis meer 'n filosofie, dis meer 'n idee as wat dit 'n werklikheid is. En Jesus sê, ek is werklik. Ek is 'n realiteit. Ek bestaan. Daar's regtig rede vir jou om vrede te hê. Vat aan my. Dis dieselfde wat Paulus gesê het, beproef alle dinge, behou die goeie. Kyk, vat die Here se woorde wat hy gesê het, pas dit in jou lewe toe en kyk wat gebeur. Kyk of hy saam met jou gaan wees. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder. Nou weet julle wat, daai was vir my so van hierdie week toe ek dit lees, toe dink ek, it's too good to be true is in die Bybel. Want dis wat daar staan. Ek is opgewonde, maar dit is te goed om waar te wees. En as dit te goed is om waar te wees, dan is dit nie waar nie. Maar dis ons het sê, if it's the good to be true, it probably is. Hierdie kan nie wees nie. Hulle kan nie kan jy jou brein hierso sien werk? Kan jy sien hoe jy en ek dink en redeneer? Ons het 'n boksie. En hy moet inpas by hoe ek die werklikheid en die realiteit sien. God moet daar inpas. En weet jy hoe moeilik is dit vir my en jou om daar uit te kom? Om daar uit te breek. Om net te besef, hy is groter, hy weet wat hy doen, hy is in beheer, hy is eintlik nog die hele tyd daar. Hy sê toe vir hulle, het julle hier iets om te eet? Ok, dit help nie, ek wys my lyf vir julle, dit help nie, ek staan nie en sê vir julle, kom ons eet iets. Want 'n gees kan nie enige weefsel, 'n gees het nie weefsel of bene nie, en hy kan nie voedsel verteer het nie. Hulle het dit almal geweet en geglo. En Jesus sê toe, okay, gee my iets om te eet. En hierdie is nogal mooi, want wat gebeur as ons begin saam eet? As ons om 'n tafel begin skuif, dan gebeur daar gemeenskap. Dan kom ons nader aan mekaar.
dan hoor ons wat gaan in mekaar se harte aan. Dan voel ons mekaar, emosioneel. Want dis wat Jesus vir ons doen. Daarop gee hulle vir hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. Ek weet nie hoe proe daai heuningkoek nie, maar dit klink lekker. Gebraaide vis, want dis maar hoe hulle vis gaar gemaak het daai tyd, né? Grilled, not fried. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. En hier kom Jesus en hy is nog steeds besig om hulle te lei na 'n plek toe van vrede vir julle. Hoe doen hy dit? Hy sê die antwoord lê eintlik binne in jou. Onthou jy wat ek gesê het? Petrus, onthou jy daai gesprek wat ons gehad het op pad Jerusalem toe sê ek moet gaan om te sterf aan 'n kruis vir die sonde van baie, en toe vat jy my een kant toe, en toe sê hy vir my, nee, hierdie gaan nie gebeur nie, en toe sê ek vir jou, staan terug Satan, kom weg van my af. Onthou jy daai bestraffing? Onthou jy dit? Onthou jy wat ek daar gesê? Dit het nou gebeur. Hier staan ek nou lewendig voor jou. Onthou jy ek het vir julle gesê, gaan kruis toe. Ek gaan sterf. Onthou jy ek het vir die Joodse leiers gesê, breek hierdie tempel af en bou ek hom in 3 dae op. Onthou jy ek het dit gesê? Jesus lei hulle na 'n plek toe waar hulle begryp. Hy's besig om hulle verwysingsraamwerk te vergroot. Hy sê, die inligting wat jy reeds gehoor het wat in jou binnekant is, moet nou 'n realiteit word. Die woorde wat gespreek is, moet nou 'n realiteit word. Om net te sit met 'n klomp kopkennis beteken niks. Jy moet nou die lig sien. Ek het dit een keer so verduidelik, en ek weet nie wie was hier so Paasnaweek nie. Jy sit in die wiskundeklas, die juffrou verduidelik 'n wiskunde som op die bord. Jy verstaan nie 'n woord wat sy vir jou gesê het nie. Dan stap jy uit die klas uit en dan vra jou chommy jou, want hy verstaan ook nie. Verduidelik gou vir my die som, en dan begin jy verduidelik met wat jy onthou. En terwyl jy besig is om hierdie som vir jou maatjie te verduidelik, dan snap jy, okay, dis hoe dit werk. Jy het die inligting verander in 'n praktiese, werkbare, letterlike, materialistiese realiteit toe. Nou weet ek hoe dit werk. Nou weet ek wat om daai inligting te doen. Nou dit 'n effek op my. Nou skuif dit my grense van die boksie waarbinne ek dink en redeneer. En dis wat Jesus hier sou doen. Hy sê, onthou jy daai goed wat ek gesê het? Onthou julle al daai goed? Onthou julle wat het Moses gesê? Want onthou, hierdie was Jode. Hulle het hulle Ou Testament baie goed geken. Onthou julle wat het Moses gesê? Wat het die profete? Onthou die profete het gesê die Messias gaan kom. Hulle wou dit nie hoor nie. Hulle het Jesus as hulle politieke leier gesien wat 'n paleis gaan hê en die Romeine gaan uitwis. Hulle wou dit nie hoor nie. Onthou julle daar waar hy gesê die Messias gaan lei. Jesus is besig om hulle na die plek toe te vat om vir hulle te sê, wat die mens nodig gehad het is nie 'n nuwe koning in 'n paleis nie. In die Joodse nasie wat die wêreld regeer nie. Wat die mens nodig gehad het was vergifnis van sondes. En julle het dit nie begryp nie. Nou het dit gebeur. In die Ou Testament het dit geprofeteer. So nou maak hy bring al hierdie, dis soos jou files wat in jou kop is. Hy bring al hierdie files vir hulle op. En kyk wat gebeur toe. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. In daai oomblik het hulle 'n gloeilamp oomblik gehad. In daai oomblik. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. Ek was hier om vir die sonde van die mens te sterf, so die mens weer versoen kan word met God, om die mens los te koop van die mag van dood oor hulle, om hulle los te koop van slawerny van sonde, en hulle aan te neem as my kinders. Dis hoekom ek hier was. En toe sê hy vir hulle, en bekering en vergewing van sonde in sy naam verkondig word aan al die nasies. En net daar sê Jesus vir hulle, en nou is daar 'n nuwe evangelie. Nou is daar 'n nuwe verhouding met God, en nou is daar 'n nuwe beweging. Elke ou kan nou werklike bekering beleef. Onthou, 'n Jood het een keer 'n jaar, net die Jode, nie eers al die ander nasies op die aardbol nie,
net die Jode, het een keer 'n jaar 'n diertjie gevat en hom gaan slag, en vir die Here, deur 'n priester, jy kon nie nou tot God nader persoonlik self nie, deur 'n priester, gaan staan jy nie, en jy bring jy beste van jou dier, hulle slag hom, hulle vat die bloed in die allerheiligste, en hulle sê, Here, vergewe asseblief, Koos Piet Poggenpoel se sondes vir die laaste jaar. En jy stap daar uit, jy klim in jou kar, jy ry weg en iemand staan voor jou en jy vloek hom, dan moet jy weer wag tot volgende jaar voor jy vergewe kan word. Want dis hoe dit gewerk het. Jesus sê, nee, jy kan nou bekeer, jy kan nou wegdraai van jou sondes af, leef in 'n verhouding met my, en jou sondes kan nie teen jou gehou word nie, want Jesus het klaar die pak slaaf vir dit gevat. Hy begin 'n nuwe beweging. Hy sê, daar's nou vergifnis vir jou sonde, deur die werk wat Jesus Christus gedoen het, in sy naam verkondig word aan al die nasies, elke volk en taal, kan hierdie goeie nuus kry, van Jerusalem af en verder, want hulle het dit altyd net in Jerusalem gehou, die God van die Jode, dis nou nie net meer die God van die Jode nie. Hy sê, en julle is getuies van hierdie dinge. Die disippels was eerstehands deel van Jesus se lewe vir 3 jaar, hulle het alles gesien wat Jesus gedoen het. Jesus het hierso vir hulle 'n metode gewys, hoe hulle nou hulle hele lewe uit inspirasie vir God gaan leef. Delf in die woorde in wat hy reeds gespreek het, vind uit wat dit beteken. En weet jy wat gebeur as jy 'n Bybelskrifvers lees, en jy vertel vir iemand van hierdie Bybelskrifvers, soos dat ek nou verduidelik het met die wiskundesom. Partykeer, terwyl jy iemand oorvertel van dit wat jy gelees het, dan beleef jy iets in jou binnekant. Dis asof daar so, dis nou sommer hoendervleis lekker. Dis asof jy net in daai oomblik 'n stuk openbaring beleef en dit inspireer jou. Dit voel vir jou, die Here is eintlik baie nader as wat ek gedink het. Hy sê vir hulle, dit gaan nou met julle gebeur vir die res van julle lewe. Julle gaan nou getuig. Julle gaan nou indelf in dit wat ek gesê het. Julle sal nooit hierdie kan uitvee uit jou brein uit, wat jy sopas beleef nie, en my woorde nie. Julle is nou getuies. So meer as enigiets anders in jou lewe gaan jy nou getuig van die goeie nuus, want dit het regtig jou hele lewe verander. En hierdie is vir elke disipel. As jy vanoggend hier so sit en jy sê, die Here het my gered, hy het my kom wys wie hy is, hy rig my voetstappe, ek kan nie sonder hom leef nie, hy is die een waartoe ek gaan met my angs en my vrees, dan sal jy 'n getuie vir hom wees. Jy sal nie bang wees om oor hom te praat nie. Hy sê vir hulle, julle is nou getuies. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou hier verwys Jesus na Joël 2 vers 28 en 29, waar hy geprofeteer het, wanneer dit alles gebeur het, wanneer Jesus gekruisig is vir die sonde van die mens, wanneer Jesus gekom het en al die profesieë vervul het, woord vir woord, en van julle wat die meeste van die tyd met Jesus stories teenwoordig was, sal weet in hoeveel fynste detail het elke profesie waar geword. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong man sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Die mense wat in aansien is, so dit wat ek hier lees is nie eers daar nie. Die mense wat in aansien was, is die Jode. Selfs mense wat nie Jode is nie, sal vervul word met die Heilige Gees. So waarvan Jesus hierso praat is hy stuur, ek gaan my belofte stuur. Ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur. Ek kan nie die hele tyd by julle almal wees nie, maar my Gees is alomteenwoordig en hy gaan die hele tyd by julle almal wees. So aan die ander woorde, Jesus praat van Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees van my Vader. En dit is 'n belofte wat my Vader al in Joël gemaak het. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So wat gebeur wanneer jy die Heilige Gees ontvang? Jy ontvang krag. Vrymoedigheid. Dit help my en jou om te begryp waarmee die Here besig is. Hy oortuig ons van sonde, hy lei ons in die eerste plek na die Here toe, hy is elke dag by ons, hy inspireer ons, hy leer ons wat God se woord beteken, hy help ons in situasies wat moeilik is, om positief en vol hoop te bly, hy herinner ons aan God se teenwoordigheid konstant in ons lewe, die Heilige Gees. Dis wat hy doen. So wag, totdat dit gebeur het. Moenie dink jy gaan in jou eie krag God dien nie. God gee vir jou die krag om hom te dien, met ander woorde. Elke dag van jou lewe. So wat leer ons by Jesus uit hierdie storie uit? Nommer 1.
Hy het sy beloftes nagekom. Elke liewe een. Daar's niks wat my meer frustreer as mense wat die Bybel gebruik om hom so aan te wend om hulle self te dien nie. Nee, die Ou Testament is vol beloftes en ek herinner die Here aan alles wat hy nog vir my moet doen. Dan dink ek, jy moet nog die Here ontmoet, want duidelik is jy nog die Here, en hy moet jou dien, nie jy vir hom nie. As ek sê die Here het elke belofte klaar aan voldoen, dan het hy gedoen wat ek en jy nodig het om te leef elke dag. Ek hoef nie vandag te staan en die Here te herinner dat ek kort meer nie. Dis bietjie arrogant as jy my vra. Maar dis baie keer hoe ons die Bybel aanwend. Hy het klaar elke belofte volbring. Daar's nie 'n groter geskenk in jou lewe wat jy ooit kan kry as 'n verhouding met die Here nie, wat jy nie verdien nie. Nee, ek kan nog 'n kar en 'n huis kry. Okay, so jy maak nou besittings meer belangrik as God. Daai is 'n geskenk uit sy hand uit. Dit noem ons afgoderry. Hy het klaar al sy beloftes nagekom. In sy seun wat hy gestuur het. En die Nuwe Testament sê vir jou, wat gaan met jou gebeur as jy by hom bly? En hy kom daai beloftes na. Nommer 2. Hy bring vrede. Vrede ten spyte van omstandighede. Nêrens in jou hele Bybel beloof die Here dat as jy hom gaan dien, gaan dit altyd met jou goed gaan nie. Daar is so 'n evangelie, dis nie hier nie. As jy dink dit moet hier wees, dan is jy vanoggend in die verkeerde kerk. Ek kan vir jou 'n paar ander name en nommers gee van kerke. Nêrens, inteendeel as jy jou Bybel regtig lees, sal jy agterkom dat Jesus se disippels het vrede gehad ten spyte van hulle moeilikheid. Hulle het hoop ontdek ten spyte van hoe dit met hulle gegaan het. Ten spyte daarvan. En hy bring ware vrede. Hy bring vrede wat my en jou kan help om elke dag met vrymoedigheid te leef. Vreesloos. En daai konstante angstigheid en vrees wat jou lewe baie keer regeer, wat maak dat jy nie in die aand kan slaap nie? Hy verwyder dit. Natuurlik is daar 'n gesonde vrees is 'n emosie wat die Here vir my en jou gegee het. Ek wil dit dalk net bysê vanoggend, want nou dink jy dalk vrees is net sleg. Vrees beskerm jou ook om selfbeskermend op te tree. En dis nie waarvan ons vanoggend praat nie. Maar daai vrees, daai oorstimulasie wat jy het wanneer dit kom by bekommernis. Wat gaan môre gebeur? Wat gaan volgende week gebeur? Die Here verwyder dit. 'n Ou wat regtig naby die Here leef nie met dit nie. Hy bring vrede. Nommer 3. Hy is 'n fisiese realiteit. Hy's nie 'n idee nie. Hy's vat aan my, toets my, beproef my. Hy is die outeur van verlossing, wat die mens so brood nodig gehad het. Daar's nie 'n dag in my lewe wat verbygaan, wat ek nie dink aan die feit dat die Here my gered het nie. En hoe dankbaar ek is en hoe min ek dit verdien nie. Ek het dit al van tevore gesê en dit weer vanoggend sê, jy beweeg nooit verby daai punt nie. Daar's baie mense wat dink ek kan 'n geestelike stasie in my lewe bereik. Hoe bereik jy ooit 'n stasie, bo die feit dat jy nie verdien wat jy het nie? Hoe kry ons dit reg? Om te dink, ek kan nou hierdie leertjie klim en ek kan hierdie geestelike reus raak. En ek beweeg verby die feit dat ek elke dag genade het om asem te haal. Jy beweeg nooit daar verby nie. En ek dink jy moet bekommerd raak as jy dink jy daar verby beweeg. Ek dink die grootste probleem van kerk vandag is ons ken nie die evangelie nie. Want dit was 'n insident. En dis hoekom ons dit nie reg kry om dit oor te dra vir ander mense nie. Dis nie 'n daaglikse ding nie. Dis die probleem. Jy beweeg nooit verby die evangelie nie. Jy beweeg nooit verby. Ek bedoel, elke dag as jy iets verkeerd doen, is jy veronderstel om herinner te word daaraan. As jy 'n kind van die Here is. Dan Here, ek het U so nodig. Elke dag. Hy is die outeur van verlossing. Hy bring vir mens begrip. En hoe doen hy dit? Deur sy woorde. Ons geen manier om te sê ek is verlos en die Here praat met my en die Here leef vir my, as ek nie eers weet wat hy sê nie. As ek nie hom ken nie. Om hom te ken en om verlos te wees is sinoniem met mekaar, wanneer dit kom by jou verhouding met die Here.
Hy het 'n wêreldwye beweging van bekering en vergifnis begin. En ons as sy getuies sit vandag op dit. Julle weet die disippels, die hele kerk vandag, 2026 jaar later, is op die fondasie gebou van die werk wat hulle gedoen het. As gevolg van wat Jesus vir hulle gewys het. En vandag sit ons nog steeds hier. Hy was, hy is en hy sal altyd wees. En dis hoekom sy beweging nog steeds hier is. En ons het die voorreg om deel daarvan te wees. Ons het die voorreg om ons deel te bring in sy koninkryk. Dit is ons deel te doen in sy koninkryk. Dis alles genade. En voor ek vir ons bid, wil ek die inleiding gee vir volgende week. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. So volgende week gaan ons kyk na die res van daai storie, want wat het met hom gebeur? Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons loof en ons prys U en ons gee al die eer, want daar is niemand soos U nie. U is almagtig, U is groot, U breek die kategorieë in ons kop. U gee vir ons perspektief, U bring vir ons lig, U bring vir ons rigting, U gee vir ons krag. Here, U is altyd by ons. So onverdiend, Here. Veral as ons kyk na hoe ons baie keer besluite maak. So onverdiend. Dankie vir U genade, Here. Mag ons totaal deurdrenk word met U Gees. Mag ons doen wat U vir ons sê om te doen. Mag ons bly in die woord, mag ons U werklik ken en mag ons werklik vrygemaak word en vrede in ons lewe beleef, is my gebed vanoggend. In die naam van Jesus. Amen.